God soek eenheid by sy kinders. Die woord van die Here sê in Kolossense 3 vers 15, en laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Wat daar eenheid is daar vrede. Wanneer 'n mens lees in Johannes 10 vers 30, dan lees 'n mens, daar staan geskryf, ek en die Vader is een. Tussen God die Vader en sy enige gebore seun Jesus Christus is daar eenheid. So soek God ook eenheid tussen sy kinders. Eenheid bring vrede. Eenheid bevorder 'n gemeenskap. Dit bevorder 'n huwelik. Dit bevorder 'n huisgesin. Dit bevorder 'n nasie. Dit bevorder 'n gemeente. Daarom moet ons almal altyd strewe na eenheid. Die duiwel haat eenheid. Die duiwel staan eenheid teë. Die duiwel bring verdeeldheid. Want verdeeldheid laat mense val. Verdeeldheid breek 'n huwelik op. Verdeeldheid breek gemeentes op. Verdeeldheid breek nasies op. Verdeeldheid hou niks goeds in vir 'n mens nie. Waar eenheid gesteer word, kom daar konflik. Waar eenheid gesteer word, kom daar opstandigheid en verbittering. Hoekom word die eenheid baie keer gesteer, veral in 'n huwelik? Dit word gesteer deur selfsug. Die vrou wil haar sin hê of die man wil sy sin hê. En dit is 'n baie moeilike ding vir 'n vrou, getroude vrou, om te onderwerp aan haar man. En dit is 'n tema wat nie baie gepreek word nie, want mense wil dit nie baie hoor nie. Maar die woord van die Here sê tog in Kolossense 3 vers 18, vroue, wees julle mans onderdanig, soos dit betaamlik is in die Here. Dis onbetaamlik dat 'n vrou nie onderdanig is aan haar man nie. Dis onbetaamlik dat 'n vrou haar man disrespekvol behandel. Dis onbetaamlik as 'n vrou altyd geïrriteerd is en haar eie sin wil hê. Wat daardie vrou nie besef nie, is sy dryf haar man van haar af weg. Wat daardie vrou nie besef nie, sy is besig om haar man verbitter te maak teenoor haar. Dis onbetaamlik, dis onvroulik, dis onbybels om nie onderdanig aan jou man te wees nie. 'n Vrou se grootste behoefte is om bemin te word. 'n Man se grootste behoefte is respek. En 'n vrou wat haar man met respek behandel, sal 'n man hê wat haar ook baie goed behandel. Wat is die situasie in jou huwelik, in jou gesinslewe? Is daar eenheid in jou huwelik? Is nie, wat gaan jy doen daaromtrent? Die eerste ding wat jy kan doen is vra jou man of jou vrou om vergifnis. Vra dit, wees eerlik en wees nederig. Die Bybel sê God is naby aan 'n nederige van hart, maar hy weerstaan die hoogmoedige. As jy vandag besef, jy's 'n huweliksmaat wat heeltyd verdeeldheid in jou huwelik bring, en jy is nie bereid om dit te erken nie, en nederig te wees daarin nie, is jy hoogmoedig. Hoe kan jy die genade van God verwag op jou lewe? Want die Bybel sê dan uitdruklik, hy weerstaan die hoogmoedige, maar in die nederige bewys hy genade. Daarom sê ek, wees nederig. As dit 'n man is wat verdeeldheid veroorsaak in sy huwelik, wees nederig. Gaan vra jou vrou vergifnis. En jy sal sien hoe dat God sy genade uitstort oor jou huwelik. Hoe daar nuwe vreugde in jou huwelik kom, nuwe eenheid en nuwe vrede. Die woord sê ook daar in Kolossense 3 vers 19, manne, julle moet julle vroue lief hê en nie teen hulle verbitter word nie. Wees lief vir jou vrou. Ons almal het nikke en grille. Man sê dit, vrouens sê dit. Maar ons moet dit laat staan. Jy kan nie sê, dis nou maar hoe ek is, jy moet my so aanvaar nie. Nee wat? Wanneer die Heilige Gees in 'n mens se lewe werk, werk hy die vrug van die Gees in 'n mens se lewe in. Daardie vrugte is onder andere vrede en liefde en selfbeheersing en goedheid. Dit moet in jou lewe wees. Jy kan nie sê, aanvaar maar net soos ek is nie. Onvoorwaardelike liefde probeer dit doen, maar as jy sekere karaktereienskappe konstant in jou huwelik openbaar, wat jou huwelik benadeel, wat verdeeldheid inwerk, hoe kan jy sê dit is goed?
Hoe kan jy sê jy moet aanvaar word so? O nee. Ek het nou net gelees die Bybel sê dis onbetaamlik wanneer 'n vrou nie onderdanig is aan haar man nie. Net soos dit ook onbetaamlik wanneer 'n man sy vrou nie liefhet en haar eer en haar mooi hanteer nie. Vandag wil die Here vir u en vir my kom sê om eenheid na te streef. Waar daar eenheid is, kom die seën van die Here. Die Bybel sê Psalm 133 vers 1 tot 3. Hy sê daar waar mense saam woon, daar gebied die Here sy seën. Met ander woorde, daar waar daar eenheid is, daar kom die seën van die Here. Waar daar verdeeldheid is, vloei die bloed. Waar daar verdeeldheid is, kom die werk van Satan. Maar waar daar eenheid is, kom die seën van die Here. Vader, ek bid vandag vir elke huishouding. En ek vra Here, help ons om waarlik te streef na eenheid, want ons wil die seën van die Here hê. Ons wil geseënde huwelike en geseënde huishoudings hê. Ek bid vandag, Here, bring in ons elkeen se harte deur die werk van die Heilige Gees 'n erkentlikheid, 'n nederigheid, 'n onderworpenheid aan die wil van die Here, om sake reg te stel waar ons verdeeldheid veroorsaak het by God, sodat daar weer eenheid kan wees en vreugde en vrede in die seën van die Here. Ek vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen.